Goeiemôre vriende en hartlik welkom by vanoggend se erediens en baie welkom ook vir ek het nou daar voor 'n bietjie gestaan en koffie drink, toe sien ek hier's 'n paar kuiergaste van Winderhoek gemeente ook. So hartlik welkom aan elkeen van julle. Nou gistermiddag toe vra Melissa vir my, ek kom in die kombuis, sy vra vir my, hoe gaan dit met jou nuwe dieet? En soos julle kan sien, obviously dit gaan nie te goed nie. En ek sê nou vir haar, nee, Jesus, ek sukkel. En ek het al klaar vir ontbyt so baie eiers gehad. En sy kyk in die yskas en sy vra, wat se eiers het jy vir jou gemaak? Was dit roereiers of gebakte eiers? Toe sê ek vir haar, nee, dit was paaseiers gewees. Ag vriende, dit was sommer net so 'n droë grappie, maar ek hoop met dit voel jy ook lekker hartlik welkom by hierdie saamkuier vanoggend. As gelowiges, maar ook in die teenwoordigheid van God. En my hoop is regtig dat in vanoggend se saamkuier en in hierdie erediens dat God ook vir ons ietsie sal oopbreek en sal inspreek op 'n area waar ons dit regtig ook nodig het. Maar voor ons nou verder gaan, is al eers gou so 'n paar familiesake wat ek net gou onder die aandag wil bring. Al die afkondigings en die sake en in die besonder ook die mense vir wie ons voorbidding doen, is op die WhatsApp groepe geplaas, so kyk maar net uit daarvoor. En dan nooi ons ook almal uit na volgende week, volgende naweek, natuurlik Paasnaweek, het ons op Goeie Vrydag 7 April om 9:00 het ons hier so 'n erediens. Ons gaan ook die nagmaal saam gebruik. En dan ook Sondag, wat dan nou Opstanding Sondag is, 9 April, ook 9:00 gaan daar weer 'n erediens wees en Dominee Toby gaan beide hierdie dienste waarneem. En dan is daar vanoggend spesiale kollekte vir die jeugbediening. En dan laastens is daar geen kindertyd of kinderkerk ook vanoggend nie as gevolg van die skoolvakansie. Okay, so vriende, soos julle natuurlik weet, ons is op die oomblik in lydenstyd. En ons is tans in ons 7de en ook ons laaste week van lydenstyd. En soos wat die gebruik ook hier in ons gemeente is, met die 7 kerse, wil ek vanoggend vir Angelique Tilion vra of jy sommer vir ons asseblief hierdie 7de kers sal kom blus. Dankie. Nou vriende, aan die kruis is Jesus gekroon as koning. En ook regdeur sy bediening, regdeur sy lyding, maar in die besonder ook aan die kruis het hy vir ons kom wys watter tipe koning hy is. Hy is 'n koning wat nie met mag en krag van bo af kom en regeer nie, maar een wat van onder af regeer. Hy regeer met nederigheid en met genade en met diensbaarheid. Hy's 'n voetewas tipe koning. En dan ook die 7 ek is uitsprake wat ons kry, sê ook vir ons watter tipe koning hy is. Nou ek wil vanoggend vir ons stil staan by die volgende ek is uitspraak van Jesus. Dit kom uit Johannes 11 vers 25. Nou daar so staan: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. Ek wil jy sommer uitnooi om net so 'n paar oomblikke hieroor na te dink. Wat beteken hierdie woorde vir jou? Wat beteken dit om 'n koning te hê wat vir jou gesterf het, maar ook wat vir jou opgestaan het? Koning wat lewe. Maar 'n koning wat ook hierdeur vir jou die opstanding en die lewe kom moontlik maak het. En 'n lewe binne hierdie tipe koninkryk, hoe lyk dit? Wat beteken dit vir jou en waarna toe nooi God jou dalk ook uit met hierdie ek is uitspraak?
Ek gaan sommer vir ons net so 'n paar sekondes gee waar jy net kan stil raak en reflekteer en net 'n bietjie nadink oor hierdie woorde van Jesus. Amen. Gemeente van die Here, welkom in die teenwoordigheid van die opgestane Here, die een wat deur sy kruisdood ook vir ons lewe gebring het. Genade en vrede vir elkeen van julle, van God, ons Vader, en die Here Jesus Christus, ons Verlosser. En hierdie genade en hierdie vrede word ook vanoggend aan elkeen van ons bedien en uitgegiet en gegee deur die kragtige werking van God se Gees, wat ook nou in hierdie saamkuier hier by ons is, en wat ook binne in ons teenwoordig is. Amen. Kom ons sit nou ons toewyding voort, ook in ons lofsang. Trust in God, we're gonna trust in Jesus, without shame and without fear. I'm gonna fix my eyes on the hope of glory, for His day is drawing near. I'm gonna trust in God, I'm gonna trust in Jesus, without shame and without fear. I'm gonna fix my eyes on the hope of glory, for His day is drawing near. How great is the love of God, how steady is His hand, through the world. Though I am weak, in Him I stand, and you will hear me say today in faith, I'm gonna trust in God. Though when the cares of life seem overwhelming and my heart is sinking down, I'm gonna lift my hands to the one who'll help me, to the one who holds my crown. How great is the love of God, how steady is His hand, to guide me through the world. Though I'm weak, in Him I stand, and you will hear me say today in faith, I'm gonna trust in. How great is the love of God, how steady is His hand, to guide me through the world. Though I'm weak, in Him I stand, and you will hear me say today in faith, I'm gonna trust in God. Mighty is our God, mighty is our King, mighty is our Lord, ruler of everything. Glory to
everything. His name is higher, higher than any other name. His power is greater, for he has created everything. Mighty is our God, mighty is our King, mighty is our Lord, ruler of everything. Glory to our God, glory to our King, glory to our Lord, ruler of everything. His name is higher, higher than any other name. His power is greater, for he has created everything, everything. Mighty is our God, mighty is our King, mighty is our Lord, ruler of everything. Glory to our God, glory to our King, glory to our Lord, ruler of everything, ruler of everything, ruler of everything. Ek wil so graag glo dat ek sy kind is. Ek wil so graag sê ek's lief vir hom. Ek wil weet dat ek aan hom verbind is. Ek wil so graag reg wees as hy kom. Want ek meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan U sit. In my hart dra hy die kroon. Ek wil so graag glo dat hy die een is. Ek wil so graag sê ek's lief vir hom. Ek wil so graag weet as ek alleen is. Ek wil so graag sê wees as hy kom. Want ek word meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan U sit. In my hart dra hy die kroon. Ek wil groot wees soos altyd daar is. Ek wil so graag sê ek's lief vir hom. Ek wil so nooit daar die by wil regtig vaar. Ek wil so graag reg wees as hy kom. Want ek word meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader, nader aan sy troon. My hele lewe
Here, is my gebed vanmôre dat dit vir elkeen so sal wees wat hier na die erediens toe gekom het en ook daardie kykers wat op YouTube volgens die erediens luister, dat ons sal glo dat in ons harte dra Jesus die kroon. Dat ons sal lewe elke dag dat Jesus die kroon in ons harte dra. Dat ons nie ons eie ding sal doen. Wanneer dinge benoud gaan en wanneer dinge so verkeerd gaan met ons in die lewe en wanneer daar gevare is en wanneer daar al hierdie politieke praatjies is en 'n mens raak onrustig oor al hierdie goed. Mag ons glo altyd in my hart dra hy die kroon. Seën vir JP vanmôre, Here, wanneer hy vir ons die woord bring. Die woord wat U op sy hart gelê het, dat elkeen van ons wat hier vanmôre is en wat luister vanmôre, werklik 'n boodskap sal ontvang wat ons deur hierdie volgende week sal dra. Om Jesus ontwil. Amen. Baie dankie, Here. Baie dankie, Here. So, vriende, volgens die tradisionele kerklike kalender en jaar, is vandag was eintlik die laaste Sondag voor Paasfees wat volgende naweek ons nou is. So tradisioneel, dis ook Palm Sondag. Ek weet nie of dit bedoel was, maar ek sien iemand het hierso Palm, die groene geitjie ook daarso gesit. En ook in die tradisie, daar's sekere kerklike tradisies wat tipies vandag sou gaan en dan nou 'n palmblaartjie sou vat en dan hulle voordeur sou vasbind om ook te dink aan hierdie Palm Sondag wat dan nou vandag is. En ek het gedink ek sal dit dan nou ook as ons vertrekpunt begin gebruik en ook die teks wat ek later gaan uitlig wat Markus 14 was, is daai gebeure wat daar so plaasgevind het ook in hierdie Paasweek, of dan nou soos die Jode dit geken het, hierdie heilige week, het hierdie gebeure ook afgespeel. So ek wil half hierdie as ons vertrekpunt en ook die tema maak vir ons saamkuier vanoggend. Soos julle seker al weet, ek hou daarvan om so 'n bietjie die konteks te skep en daai leefwêreld net vir ons bietjie daai prentjie van daai leefwêreld, die antieke tyd vir ons bietjie uit te pak en dat ons net dat wanneer ons hierdie teks behandel of wanneer ons oor hierdie goeters praat, dat ons probeer om daai verstaan van daai leefwêreld te kan kry en dat dit ook vir ons op daai manier beter insigte kan probeer gee. So met die Palm Sondag wat ons dan nou die intog van Jesus op die donkie in Jerusalem dan nou herdenk of vier. In daai tyd, in die antieke tyd, was feeste en optogte en intogte was al 'n groot ding geweest. Dis half jy maak al vir die statement. Dis either soos 'n politieke of 'n godsdienstige verklaring. Jy verklaar iets. En dis belangrik om te onthou dat politiek en godsdiens was nie soos ons dit vandag verstaan twee los goeters nie. Godsdiens en politiek is half hierdie een ding wat ons half in staat stel of gebruik om die staat te beheer en te regeer. So politiek en godsdiens is hierdie een ding. So vir die Jode, feeste en optogte en intogte het maar altyd geëindig by Jerusalem, want Jerusalem is hulle godsdienstige en hulle politieke kern gewees. En op die einde ook dan nou by die tempel is dit wat op die einde sou opeindig. En net so was dit dan nou ook met Jesus wanneer hy op 'n donkie die intog in Jerusalem neem. En dan die tyd van die jaar vir die Jode was hierdie die tyd van Pasga gewees. Nou Pasga is die Jode, hulle vier hulle bevryding uit slawerny uit Egipte uit.
toe God hulle daar uit Egipte uit gelei het en hulle van daai slawerny uit bevry het. Dit is wat hulle vier, die Jode, in Pasga. En die hele week het eintlik soveel rituele en daar's soveel simboliek in alles wat 'n Joodse gesin sou doen in Pasga. Daar was byvoorbeeld die aand voor in die einde van die week nou, was al hierdie sedermaaltyd byvoorbeeld gewees waar jy ongesuurde brood en wyn en lamsvleis sou eet en jy sou dit in 'n sekere volgorde eet en daar's 'n betekenis vir elke dingetjie en dis so gelaai met simboliek ook veral vir die Jode. En net soos wat met ons hier in Suid-Afrika die geval is tydens Paasfees, ons paaie raak maar baie besig. Dis dieselfde gewees in daai tyd. Die paaie na Jerusalem het baie besig geraak. Omtrent elke Joodse gesin het ten minste probeer om elke jaar in Jerusalem uit te kom. So jy kan dink, al die Joodse pelgrims wat in hulle hoofstad wil probeer uitkom vir Pasga. So dit is 'n besige tyd. En onthou, Pasga was vir die Jode soos 'n dag van nasionale trots. Hulle gedenk en vier daai dag toe hulle nie meer slawe was nie, toe God hulle gehelp het om uit Egipte uit te kom en toe sy journey of sy pad met hulle daar deur die woestyn en oor die eeue heen nou al tot op daai punt so gekom het en dis hierdie pad wat God met hulle gestap het en dis hierdie nasionale trots wat hulle almal daar saam in hulle godsdienstige en politieke kern dan nou gehad het. Soos hierdie massas mense wat hierdie feesgevoel onder hulle gehad het. Hulle vier hulle vryheid. Maar as ons kyk na die tyd en die geskiedenis hierso in die eerste eeu, dan was hulle eintlik nie vry nie. Hulle was op hierdie tyd in die geskiedenis eintlik al vir so 400-500 jaar lank dan deur hierdie volk onderdruk en dan deur daai nasie verdruk en in hierdie spesifieke tyd van die gebeure wat ons nou vanoggend oor praat, was dit veral die Romeine wat vir hulle bitter swaar belas het. Hulle het die Jode misbruik. Die Jode het regtig swaar gekry onder die Romeine. Hulle was eintlik nie vry nie. So alhoewel dit hierdie nasionale hierdie trots was wat hulle gevoel het, was daar ook hierdie ondertoon van hoop. Jy weet, net soos wat God dit destyds reg gekry het om ons van slawerny en van Egipte te kon bevry, kan hy dit nie weer doen nie. Dis daai hoop van kan hy dit weer hierdie Romeine ons bevry ook van hierdie verdrukker. So jy kan jouself nou amper indink hierdie prentjie in Jerusalem, hierdie amper 200,000 skat hulle Joodse pelgrims hier in hulle hoofstad. Jy kan amper dink hier in die aande, hier teen die Olyfberg, net so buite die tempel, hier buite Jerusalem, as die vuurtjies begin brand, waaroor die mense gepraat het in die aande. Hierdie nasionalistiese trots en hierdie ons is vry, maar ook hierdie hoop dat ons eintlik maar weer kan vrykom. Dis half die gesprekke wat jy half kan hoor hier in die aande wat hulle om die vuurtjies sit te gesels. Nog 'n ding wat in hierdie week, hierdie heilige week moes gebeur en tydens Pasga moes gebeur, is dat elke gesin moes natuurlik 'n lammetjie uit van die huis af bring of ten duurste by die tempel dan nou enig gaan koop en hulle moes dit bring na die tempel toe om as 'n offer vir hulle en hulle gesin se sondes. Nou net om die prentjie te skep, hierdie is nie soos jy ry nie Checkers toe, koop die lammetjie, dan gaan jy kerk toe en jy doen die offer en dan gaan jy huis toe nie. Dit het nie so gewerk nie. Daar was ongelukkig hierdie Joodse wet gewees wat gesê het die lammetjie moet vir ten minste 'n paar dae verkieslike week by die gesin spandeer het. So jy kan nou imagine as jy nou 'n lammetjie moet gaan koop en jy moet hom na huis toe bring. Ek bedoel voor vanaand het die kinders vir daai lammetjie 'n naam gegee. Okay? En dis die cuteste ding en ons gaan hom vertroetel en ag kyk sy cute wol en kyk hoe bokspring hy en hy word so deel van jou gesin en dis die hele punt van hierdie Joodse wet is dat hierdie lammetjie moes werklik deel word van jou en jou gesin en
hy moes uiteindelik ook, dis soos as die pa van die huis met die lammetjie so moet stap na die tempel toe, dis so half van sy reuk moet ook aan die lammetjie afgee en die lammetjie moet aan hom afgee. Dis so, die lammetjie moet werklik wanneer hy daar op die by die tempel kom en as die priester dan nou sy hand op die lammetjie lê en uiteindelik offer, moes daai lammetjie uiteindelik genoegsaam kon verantwoording doen vir hierdie gesin en hierdie familie vir se sondes. En aan die ander kant ook vir die gesin, wanneer hierdie onskuldige lammetjie daar geoffer word, dit maak daai impak van daai offer ook soveel meer reël. En dan in hierdie week van hierdie besig wees met al die Jode in Jerusalem, kan jy ook nou dink die Romeine. Ek bedoel, 'n klomp Jode, amper al die Jode, in hulle politieke godsdienstige hoofstad met hierdie ding van hoop en hierdie ding van trots. Dis mos nou 'n resep vir 'n revolusie of 'n opstand. So jy kan net imagine, die Romeine het ekstra weermag ontplooi. Hulle was so hier half so op high alert en dis in hierdie besige feestelike tyd met baie mense, was dit eintlik ook hierdie plofbare situasie. Jy weet, enige tyd kan enige iets dalk net neig asof dit hier 'n revolusie begin gaan. En goeie, so ook die Romeine was ook maar bietjie senuweeagtig geweest. So dis hierdie week. Dis wat hierso, dis half die gevoel, dis die goedjies wat hulle gedoen het en dis half die ondertoon aan die heilige week. Maar hierdie jaar was dinge ook so bietjie anders. Daar was so 'n bietjie hierdie fluisteringe van hierdie Messias. Hierdie revolusieleier miskien, dalk 'n politieke leier of hierdie vegter of hierdie bevryder wat gaan kom. Daar was hierdie fluisteringe. En ons sien ook van Jesus se intog tot omtrent die donderdag aand in Getsemane. Doen ook Jesus alles so beplan, dis so intentioneel. Jy weet, hy sê vir die twee disippels, weet, gaan so lank vooruit en dan daar by die stad, dan gaan daar 'n donkie aan 'n boom vasgemaak wees en dan kry julle hom vir my en dan gaan ons die intog doen en dan van daar af gaan ons tempel toe en dan van die tempel, dan gaan ons bymekaar kom daar en ons gaan hierdie ete hê en dis so, weet, Jesus het hierdie week het hy so intentioneel goeders gedoen en dit is so beplan. Maar ook met elke dingetjie wat hy dan doen, dan breek hy so teen die verwagting in. Soos die Jode verwag dit en die Romeine verwag dat, maar Jesus doen dit of hy sê dat. En eintlik regdeur hierdie met die intog ook en wanneer ons nou 'n bietjie meer daar gaan praat en goed, jy kry hierdie klomp paradokse wat so half dit maar dat. En ek wil jou half nooi om 'n bietjie uit te luister vir van hierdie paradokse. Ek gaan dit ook probeer uitlig. So dis dan nou hierdie bekende prentjie wat ons in ons kinderbybels al gesien het. Dis Jesus op die donkie en die mense swaai palmtakke en hulle trek hulle boekleed uit en gooi dit in die pad voor hom. En die mense skree ook. Hulle skree Hosanna, Hosanna, prys hom, seun van Dawid. Jy hoor die Jode verwys na Dawid want hulle verwag 'n koning. Dis weer daai glory days toe ons 'n koning gehad het soos Dawid. Hulle verwag weer hierdie koning. En eintlik ook wanneer hulle skree Hosanna, Hosanna, red ons. Hulle skree nie red ons want ons wil hemel toe gaan of so iets nie. Hulle skree red ons van die Romeine. Red ons van hierdie verdrukker. Red ons land. Red ons nasie. So net so 'n paar paradokse soos ek ook nou gesê het. As jy die storie so lees hier van Markus 11 af en ook in die ander evangelies ook, as jy dit so lees dan hierdie paradokse kom so uit. Die eerste ding wat ek opgetel het was so Jesus se intog gebeur in die tyd waar die Jode hulle uittog uit Egipte uitvier. So dis dadelik hierdie klein dingetjie wat jy so begin optel. En dan ook, soos ek nou gesê het, die Jode herdenk hulle bevryding uit slawerny uit, maar in realistiese, praktiese, alledaagse terme is hulle eintlik nie vry nie. En dis so hierdie paradoks. En dan in lyn met hierdie paradokse kies Jesus 'n donkie.
En hierdie donkie ook, soos ek nou so half gesê het, jy weet, die disippels het so half daar in die stad ingekom en hierdie donkie, jong donkie was aan 'n boom vasgemaak en toe maak hulle hom net los en wag dat die donkie hardloop en dan toe hy nou weghardloop, toe vang hulle hom en lei hom nou na Jesus toe. So hulle het hom eintlik so 'n bietjie gesteel, leen, want hulle het hom daarom aan die einde van die dag weer vir die ou teruggevat. So dis so half 'n gesteel leende donkie wat Jesus gekies het, waarmee hy dan in Jerusalem ingekom het. En wat jy eintlik sou verwag teen daai prentjie, soos as 'n koning in die hoofstad van 'n land inkom, as hy op 'n perd tipies kom met al sy strydwaans agter hom en dan sy weermag en hulle sou inwou kom in hierdie hoofstad om hierdie stad te kom verower sodat hy die koning dan weer die koning van daai land kom word. En Jesus doen nou glad nie dit nie. Hy is op hierdie donkie met sy disippels en sy volgelinge en wat eintlik ook maar randfigure was. Weet die armes en die siekes en die onreines en half die outcasts. Dis hulle wat agter hom aankom. Glad nie 'n weermag nie. En op hierdie manier kan jy nou dink, dadelik is die Romeine ontwapen. Want hulle het nie 'n weermag nodig om hierdie ou op 'n donkie en hierdie outcasts te kom verower nie. Jy het nie 'n weermag eers meer nodig daarvoor nie. So eintlik kom ontwapen Jesus juis die Romeine ook met dit. Maar nie net dit teenoor die Romeine nie. Die Jode sou dadelik kon herken aan Sagaria 9 vers 9 wat daai profesie waar daar staan, hy is nederig en hy ry op 'n donkie. Op die hingsvul van 'n donkie staan daar. So die Jode, as hulle Jesus op 'n donkie sou sien inkom, sou dadelik klik, o wag, hierso gebeur dit. Daai profesie wat ons soveel jare al van weet, hierso gebeur dit nou, hierso kom hy. Hier's die Messias, dis hy. So dis dadelik die Jode sou aan hulle kant dadelik kon herken, weet hierso gebeur dit nou. Maar nou wonder ek baie keer toe ek hierdie teks in Sagaria weer lees, het die Jode dalk hierdie stukkie gemis waar daar staan, hy is nederig en hy kom op 'n donkie. Soos dalk weer so 'n bietjie van 'n paradoks. En dan 'n laaste paradoks. Ons lees hoe Jesus dan na hierdie intog in Jerusalem na die tempel toe gaan en waar hy uiteindelik die Jode en die Joodse leiers direk aanvat en waar hy eintlik hierdie hele offersisteem tot 'n stilstand bring en vir hulle sê, maar julle maak van my Vader se huis 'n rowersnes. En dis as jy kronologies al die gebeure van hierdie week so uitpak, dan is dit eintlik half die draaipunt waar die Joodse leiers net gaan en sê, okay, maar genoeg is genoeg. En dan hierdie paradoks dat hierdie einste Jode wat geskree het, Hosanna, Hosanna, prys hom, seun van Dawid, wat dan net 'n paar dae later aan die einde van hierdie week skree, kruisig hom. Kruisig hom. Maar wat al hierdie paradokse uiteindelik vir die Jode en vir die Romeine en dalk vanoggend ook vir ons ook kom uitwys, is dat Jesus is wel die koning. Die profesie is vervul en daai goddelike belofte het waar geword in hom. Hy is koning. Maar hy's 'n nederige koning. Hy's 'n koning op 'n donkie. Hy's 'n koning wat gekruisig word. Hy's 'n koning wat eerder vir die randfigure en vir die armes en die siekes en die onreines en die misdadigers is. Hy is hierdie koning wat eintlik teen verwagting hierdie anderster tipe koning is. En ook sy koninkryk lyk 'n bietjie anders as wat ons sou verwag. Ons sien baie van hierdie goed wat ek nou probeer uitpak het met die donkie, ook in ons teks van vanoggend. En ons teks van vanoggend is dan uit Markus 14 vers 3 tot 9 en ek wil net eers vir ons sommer saam lees en ek nooi uit om dit jy kan sommer net luister of daarso net saam lees. Daar staan, Jesus was in Betanië, in die huis van Simon die Melaatse. Terwyl hy aan tafel was, het daar 'n vrou gekom met 'n albasterfles
van egte, baie duur nardusolie. Sy het die fles oopgebreek en die inhoud daarvan op sy kop uitgegiet. Party van die mense het onder mekaar hulle verontwaardiging uitgespreek. Waarvoor is hierdie vermorsing van reukolie? Hierdie reukolie kon vir meer as 300 silwer muntstukke verkoop en die geld vir armes gegee gewees het. En hulle het teen haar uitgevaar. Laat staan haar, het Jesus gesê. Waarom maak julle dit vir haar moeilik? Sy het 'n goeie daad aan my gedoen. Julle het tog altyd armes by julle, en wanneer julle wil, kan julle aan hulle goed doen, maar vir my het julle nie altyd by julle nie. Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam vir my gesalf, as voorbereiding vir my begrafnis. Dit verseker ek julle, oral waar die evangelie in die hele wêreld verkondig word, sal daar ook vertel word wat sy gedoen het, tot 'n herinnering aan haar. So in hierdie teks, in hierdie gebeurtenis, hy skop sommer so af op hierdie skokkende ding, waar Jesus kuier by 'n melaatse. So sommer in die eerste vers is volgens die Joodse wette, Jesus is onrein. Okay, want hy kuier by 'n melaatse ou. En dan gaan hierdie skok nog verder, waar ons lees van hierdie vrou wat in hierdie mansgeselskap inkom, wat in die antieke tyd nie heeltemal okay was nie. En dan nog verder gaan hierdie vrou en sy vat aan 'n man wat nie haar eie is nie, wanneer sy hierdie fles oopbreek en Jesus dan nou salf met hierdie baie duur nardusolie. Soos dadelik hierdie jou eerste eeuse leser of hoorder van hierdie verhaal so dadelik soos wow, ietsie is, dis 'n weird story. Hulle so dadelik so daai effek gehad het. En dan ook hierdie Markus praat hier so in die teks van hierdie parfuum was bitter duur. Dit was 300 silwer muntstukke, sê hy. Nou 'n silwer muntstuk was in daai tyd genoem 'n denarius. En 'n denarius is omtrent 'n dagloon van jou tipiese dienswerker in daai tyd gewees. So jy kan nou dink 300 denari of silwer muntstukke is omtrent 'n jaar se salaris van 'n dienswerker. So dis baie. Die goed was duur gewees. Nou ek was 'n bietjie stout geweest en ek het gou gegoogel en gaan kyk, okay, maar as ek nou vandag nou parfuum sou koop, net om te verstaan, soos wat is duur vandag vir parfuum? En toe sien ek nou daar, ek kan nou nie die brand onthou nie, maar jy kan vandag, afhangend van die wisselkoers, want ja, jy moet dit van buite af inbring, sal dit jou so tussen 70 en 80.000 rand kos vir 'n botteltjie parfuum, as jy nou vandag nou regtig weet daar wil gaan. En ek het ook in my Google search gesien, die duurste parfuum wat nog ooit gemaak was, daar was net een botteltjie van gemaak en dit was blykbaar in Dubai gewees. Was gewaardeer, dit was nooit verkoop nie. Dit was gewaardeer teen $1.29 miljoen. Soos net die botteltjie alleen het soos hierdie diamantstof op gesandblast gehad of iets, en soos die kloutjies wat die proppie vashou was van egte silwer, en die pilaartjies van hierdie botteltjie was van, ek kan nie onthou hoeveel karaat egte goud nie. En okay, ek wyk nou eintlik so 'n bietjie af van die mark. Ek was bietjie stout geweest, maar die punt wat ek probeer maak is, hierdie parfuum was bitter duur geweest. Dit was dalk bietjie meer in lyn met die 70 tot 80.000 bokke geweest, okay? Maar die punt was, dit was duur geweest. En ons kan amper verstaan hoekom die disippels, of in die Johannes teks was dit Judas wat beswaar maak, want nou Judas was die finansiële bestuurder van die disippels geweest, maar die ander evangelies, Matteus en Markus, praat van die disippels wat beswaar maak. Punt is, jy kan al verstaan hoekom hierdie ouens op hulle perdjies is en dink, okay, maar hierdie duur parfuum, dis 'n vermorsing en ons kon dit vir die armes gegee het. Maar dan in Jesus se kalmerende antwoord, hoor ons weer hierdie ding daar's hierdie ding wat uitkom, wat net soos daai nederige donkie wat in Jerusalem ingekom het, kom hierdie ding uit waar Jesus 'n ander tipe koninkryk kom vestig het, en hy wil vir ons 'n ander waarde kom uitlig met dit wat hierdie vrou nou net uitgedoen het.
Want Jesus in sy antwoord sê so, ja, sure, kyk, die armes is belangrik. Moenie my verkeerd verstaan nie, die armes is belangrik en liefdadigheidswerk is belangrik. Maar wat hierdie vrou gedoen het, was iets van totale oorgawe. Dit was sy het iets van haarself prysgegee. En daai is 'n waarde wat Jesus dan juis uitlig. En dis ook 'n waarde wat meer pas ook in sy nuwe tipe koninkryk wat hy wil kom vestig. Daar staan ook geskryf in een van die evangelies dat toe hierdie sondige vrou hierdie vleis oopgebreek het en uitgegiet het oor Jesus en Jesus ook as Messias en as koning gesalf het die reuk daai hele vertrek gevul. En wanneer Jesus dan nou hierdie antwoord van hom gee, is dit amper asof hy probeer sê dat hierdie lieflike soet geur van hierdie vrou sal voortleef in die vertelling van wat sy hier gedoen het. Dis amper asof Jesus ook sê dat hierdie waarde wat binne sy nuwe koninkryk pas, sal voortleef en dat dit waarvoor Jesus eintlik gekom het, dat hierdie anderste tipe koning wat hy vir ons kom wys het hy is, nie net vir die mense van sy tyd en sy era was nie, hy het nie net vir daai mense in daai tyd aan die kruis gesterf vir hulle sondes nie. Dis amper asof hy hierdie geur sal bly voortleef, hierdie koninkryk van hom sal bly voortleef, los van tyd af. En ook tot in 2023, in ons land, in ons gemeente vanoggend, is dit nog steeds waar. So vriende, ek het nou 'n klomp goed uitgepak oor die donkie en die intog in Jerusalem, en ook rondom hierdie teks in Markus 14 met die vrou wat hierdie parfuum uitgegiet het. Maar ek gaan nou probeer om hierdie goed saam te vat in so 3 hoofpunte. Nou, en die eerste ding wat ek net terwyl ek met die teks gewerk het daar hierdie beeld by my opgekom. Jy weet, hierdie vrou breek hierdie vles en giet alles oor Jesus uit, hierdie duur, kosbare parfuum. Nou in daai tyd sou so vles nardesolie of parfuum kon eintlik was tipies maar die jou gesin of jou familie se neseier of so 'n halfe belegging wat jy eenkant hou vir swaar tye of tye van nood of droogte. En hierdie vrou giet alles uit. Daar was 'n gebruik dat as jy kuiergaste gekry het of daar was mense wat by jou kom eet het, dat jy kon half die proppie oopmaak en so bietjie by aan jou gaste bietjie van hierdie reukolie kon jy sprinkel. Maar nie dit wat hierdie vrou gedoen het. Hierdie vrou het oopgebreek en alles uitgegiet. Weet half teen daai gebruik in. Dis die ding van oorgawe, hierdie totale aanbidding aan Jesus hier en nou in hulle huis, in hulle teenwoordigheid. En as julle my sal toelaat, as ons gedagtes so bietjie mag rek, was dit dalk juis hierdie vrou se parfuum reuk wat nog aan Jesus se liggaam en aan sy hare vasgekleef het, reg deur sy lyding, reg deur sy bespotting en ook aan die kruis. Dat Jesus juis aan hierdie sondige vrou gedink het, toe hy ook aan die kruis gehang het, toe hy die reuk nog aan hom het. Dat hy juis vir haar sy kosbare bloed kom uitgiet het. Soos hierdie prentjie van totale oorgawe, in die besonder dan ook van Jesus. Dat Jesus se bloed ook uitgegiet was, vir almal, vir die randfigure, vir die siekes en die onreines en die misdadigers en sommer net vir jou en vir my. Dis waarvoor Jesus gekom het en sy bloed ook kom uitgiet het. Die tweede ding is, om iemand te salf, is so half om hulle status te erken. Ek bedoel, die woord Messias beteken letterlik die gesalfde. Dit beteken die gestuurde van God, die koning op wie God se guns en gawe rus. Dis iemand wat regtig heilig is.
En ons het veral in die Ou Testament hierdie idee van heiligheid, dat dit so 'n scary ding is. Jy weet, mense, jy lees regtig die Ou Testament waar mense sommer sou neerval en baie keer dood neerval as hulle in die teenwoordigheid van heiligheid was. Dis half soos 'n elektriese draad. Jy moenie daaraan vat nie. Jy moet wegbly daarvan af en jy moet bang wees daarvoor. Dis die Ou Testamentiese idee van heiligheid. Maar Jesus kom wys vir ons 'n ander tipe heiligheid. Jesus is absoluut heilig, maar wanneer mense aan hom raak, gaan hulle nie dood nie en hulle val nie neer nie en hulle skrik nie. Hulle kan met hom relate en inteendeel, hulle word actually gesond. So onrein en siek en vuil mense raak aan Jesus en word gesond. Maar ook dan Jesus wat aan daai siek of vuil of selfs daai dooie mense raak, word self nie onrein nie. Inteendeel, daai mens word rein of genees of lewendig. In die Ou Testament is dit heeltemal andersom. In die Ou Testament is dit wat vuil is, maak dit wat skoon is, vuil. Iets wat onrein is in die Ou Testament, maak iets wat rein is, onrein. Maar nie met Jesus nie. Wanneer Jesus byvoorbeeld aan 'n lijk raak, word hy nie onrein nie, volgens die Joodse wette. Inteendeel, die lijk begin weer lewe. Wanneer Jesus aan 'n melaatse raak, word Jesus nie self siek of onrein nie, die melaatse word genees. So Jesus kom wys vir ons 'n heel ander tipe heiligheid. Paulus sê dit ook so mooi in Filippense 2 vers 6 en 7. Dis 40 woorde waarin Paulus dit so mooi opsom. Daar staan, hy, dis nou Jesus, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. So Jesus is absoluut heilig. Maar, vers 7, hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan mense gelyk te word. Dis 'n andersom tipe heiligheid wat Jesus vir ons hier kom wys. In God se koninkryk werk dinge so bietjie anders. Lewe kom uit die dood. Ja. Selfs deur 'n vervloekte, mislukte koning aan 'n kruis. Ag, en die derde ding wat by my opgekom het, soos wat ek met hierdie prentjie gesit het, kom eintlik uit Prediker 7 vers 1. Nou, ek wil dit net eers vir jou lees, net daai een versie. Daar staan, 'n goeie naam is beter as reukolie. Die sterfdag beter as die geboortedag. Daar's hierdie een Engelse vertaling wat dit ook vir my nogals mooi gesê het. A good reputation is better than expensive perfume. And the day you die is better than the day you are born. Nou, dit klink dalk so 'n bietjie donker, maar en so ek moes dalk nou die hele Prediker teks eintlik nou uiteengesit het, maar hierdie eerste versie was vir my opvallend geweest. Hierdie idee van 'n goeie reputasie is beter as duur parfuum. Nou die rede hoekom dit vir my so opvallend was, is dat in Hebreëus is die woord vir reputasie shem. En die Hebreëse woord vir parfuum is shemen. So dit is dieselfde stamwoord. Reputasie en parfuum het vir die Jode 'n baie soortgelyke verstaan. Weet, dis hierdie idee van wat is die geur wat agtergelaat word? Wat is die reputasie wat agterbly wanneer jy 'n vertrek verlaat? Jy weet, wanneer ek in 'n vertrek is, dan kan 'n ou dalk nou lekker fancy ryk en so, maar wanneer jy die vertrek verlaat, wat is dit wat mense van jou onthou? Parfuum maak jou vir so rukkie aantreklik, maar 'n reputasie wat goddelik is blywend. Wat is dit wat mense van jou sal onthou? Sê daai reuk of dan nou reputasie, daarmee ietsie van hierdie kosbare bloed wat Jesus ook vir jou en my kom uitgiet het? Kan mense dit ruik of voel? Tel mense iets op van hierdie nuwe tipe koninkryk wat Jesus kom vestig het? Hierdie anderste
tipe koning wat ons aanbid. Uit al die gedagtes wat ons uit die donkie en uit die dierparfuum vanoggend losgemaak het. Uit hierdie idee van hierdie uitgieting van die vrou en hierdie oorgawe, maar ook van Jesus se uiteindelike uitgieting aan die kruis. Waarna toe nooi God jou vanoggend uit? Is daar miskien nog so 'n ou albasterfles in jou vol ego en vol eie status, hierdie ek? Dalk 'n albasterfles vol verkeerde vriende of slegte gewoontes wat jy net nie kan afskud nie. Wat jy miskien ook vanoggend weer uitgenooi word om te kom oopbreek en voor Jesus kom uitgiet. Is daar miskien 'n aspek in jou lewe waar Jesus ook opnuut weer sy bloed vir jou moet kom uitgiet? En uiteindelik ook weer opnuut as koning moet kom triomfeer? Of is daar dalk iets in jou lewe, miskien 'n verhouding met 'n vriend, familielid, kollega, jou baas of daai customer wat by die winkel instap of wat ook al, waar God dalk wil hê jy so ietsie meer moet kom uitleef van sy nuwe koninkryk? Wat is daai uitnodiging vanoggend ook vir jou? Kom ons sluit die oë en dan bid ek vir ons. Ag Here, baie dankie dat U nederig op 'n donkie nie net in Jerusalem kom inry het nie, maar dat U ook op 'n donkie in ons lewens kom inry, Here. Dankie dat U 'n nuwe en 'n ander tipe koninkryk kom vestig het. Eene van diensbaarheid, van genade, van liefde. Ook vir die armes en die misdadigers en die onreines, en ook vir sondaars soos ek, Here. Here, ek wil vanoggend weer opnuut kom verklaar dat U koning is oor elkeen van ons se lewens, ons hele lewe, Here. En ook ons vriende en ons families en ons gesinne, ook ons kollegas by die werk, Here, en die mense met wie ons op straat elke dag te doen kry. Here, ek wil ook vra dat U ons asseblief sal kom lei en kom wys hoe ons ook met hierdie mense moet omgaan. En dat U ons sal help om dit te doen op so 'n manier dat hulle ook iets sal kan ruik en sal kan voel van U liefde, Here. Van U diensbaarheid, Here, U genade en ook U liefde vir hulle, Here. Help ons asseblief om elke dag nog 'n stukkie nader aan U te leef, binne in U koninkryk in. Amen. Vriende, ons gaan nou ons slotlied sing en daarna sal ek ook vir ons die seën uitspreek.
Vriende, mag die reuk of dan nou die reputasie wat jy agterlaat, ietsie getuig van Jesus se uitgieting aan die kruis ook in jou eie lewe. En mag dit dan ook oorspoel, soos strome van lewende water, vir elkeen met wie jy ook paai kruis. Ontvang ook nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid en die kragtige werking van die Heilige Gees wees en bly met elkeen van u, waar ook al jy mag gaan.